Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is hier by Molopo Pekans vandag. Ek praat met Lardus. Dakbome versus dun bome versus medium bome versus wat se grootte boom is nou die beste een om te plant? Watter een gee jou die beste kans van vat op die einde van die dag? Hoe werk hierdie besigheid? Nou ja, hy het nou al 'n hele paar jaar wat hy vir kliënte bome verskaf en al hierdie goede. So kom ons hoor sy ervaring en wat is die regte bome waarna jy moet kyk vir jou omstandighede. Lardus, hoe lyk dit? Goed idee, Choppie. Nee, doodstil, rustig. Stil. Okay, so, ek wil pekanneutbome plant of inplant. Nee. Kom ons begin by die plant. Ons sal nou kom by die inplant. Daai is 'n partytjie op sy eie. Ek het nou al hoeveel keer gehoor wat die ouens sê, jy wil nie 'n te groot boom plant nie, want hy vat te lank om te vat. Jy wil ook nie 'n klein tingerige, ek weet nie, so Goldilocks tipe besigheid hier tussenin. Hoe lyk die perfekte boom wat ek kan inplant? Choppie, of kan plant? Die perfekte size is 'n medium tot 'n large. Ja. Maar afhangend as jy na die boom gaan kyk, werk 'n small ook. Yes. 'n Small werk net so goed. En die lekker van 'n small is, hy het min maintenance nodig, bedoelend, hy het nie baie kos nodig om aan die gang te kom nie. Maar as jy extra large en oversize soos hierdie bome vat, ja, die boom het baie aandag nodig. Om seker te maak dat hy actually vat. Om seker te maak, hy vat die grond en hy groei. Maar gaan 'n kleiner boom is hy nou nie so boepe en skalf dat hy nou nie lus is om hy sukkel om dit te vat of wat nie. Hoekom is hy kleiner? Nee, die kleiner is maar basies, dit kom van ons saad af. Ja. Ons saad is alles Okalingas. Nou, daar is basically nie meer skoonboorde in die land nie. Ja. So, jy kry 'n boord, dis skoon cultivars, as jy hom gaan DNA, dis Okalingas. Maar hy word bestuif met Wichitas en met Navos en Choctaws en Pawnees en Mohawks en Maans en jy kan nie al die cultivars noem wat in die boorde is. Yes. So elke bestuiving maak dat die neut anders groei. Wow, so daar is nie, ek hoor jou. Byvoorbeeld in die sitrusbedryf wat hulle met kloning werk. As jy in 'n kwekery instap, dan is dit een mat. Al hierdie bome is perfek, een size nie. En dit wat jy laas jaar by daai boom gekry het en dit wat jy hierdie jaar by daai boom kry is ook nie dieselfde. Dis ook nie dieselfde nie. So dis hoekom jy baie, soos in die kwekery as jy rondkyk, jy gaan bome sien wat groter is en bome wat kleiner. En dit gaan baie oor die onderstok. Ja. So jou onderstok bepaal hoe dit lyk. Nou wat ons hier in praktyk doen, op elke pot plant ons 3 neute. Yes. Nou, as hulle almal op is en ons sien die hele bank is nou op, dan gaan ons die eerste keer deur. Dan trek ons 1 boom per pot uit. Gooi hom weg. Ja. Die swakstene. Dan na die eerste winter gaan ons weer deur. En ons trek die tweede een uit wat die swakste. So try ons selekteer dat die boorde, laat my bome almal meer eweredig is. Laat jy probeer almal dieselfde size kry. So jy wil probeer uniformigheid kry rondom hulle. Laat jy almal give or take hierdie size, né? Nee? Ja, laat almal min of meer daai size is. En as jy dit kan regkry, dan weet jy gee vir 'n ou baie eenvormigheid. Ja, want ek meen dit is ook die ander probleem. Ek meen ons praat nou van inplant en ek sê ons sal nou by daai partytjie kom. 'n Ding wat nie gevat het nie. Kyk, as ons nou nie een pekanneutboord in hierdie land wat almal so bank vas staan soos wat jy by sitrus en daai goed te kry nie. Is almal maar hasback besigheid. Ja. En maar vir die eerste keer maak daai nou actually vir my sin. So dankie, ek het dit nou mooi in my agterkop geberg. Ek het nie gedink aan die bestuiwingsding nie. En laat dit jou onderstok beïnvloed en dan basies jou goeders going forward nie. Maar met die proses wat jy deurgaan, kry jy al klaar die goed baie meer uniformig en ook laat jy, as jy gaan plant en jy besluit, ek plant small, probeer alles small plant of alles medium of alles large plant, moenie rondspring nie, of as jy dan nou nie die bome so kan kry nie, plant dan sekere gedeeltes van jou boorde, laat jy half, kom ons sê large aan die een kant en small, want anderster, my ervaring met mielies en sojas en die goed, ek moet dit nou maar terugbring, toe alhoewel die goed ver uit mekaar uit is, hulle chat met mekaar onder die grond, nee, sê, hey, wat soek jy hierso? Is dat jy, hoe meer uniformig jou bome is, hoe beter is dit, want dan gaan hulle nie met mekaar stoei op die einde van die dag.
Kyk, uniformigheid is altyd 'n wenner. Want as jy 'n ding uniform en homogeen het, dan werk alles saam. Maar as jy ewe skielik bome het wat al 2-3 meter hoog is en hier staan bome tussen en wat 1 meter hoog is en 1,5 meter, dan kom jy in 'n posisie van die groot boom groei uit sy naadheid, want hy vat al die son van die 2 bome. Ja. Hy het meer watertrekkrag, hy doen net absoluut beter. Dis hoekom 'n inplantboom is altyd 'n moeilike ding, want jy gaan plant hom in tussen 'n boord, wat of die bome is 5 jaar en party plekke is hulle tot 15 jaar oud. So daai klein boompie moet nou beklei om sy water en goed te kry tussen hierdie groot bome. Dis hoekom, hoe meer uniformig jy dit kan doen, as jy na die eerste jaar kan sien jy het probleme, jy haal bome uit, plant dadelik in. En die feit dat jy met hierdie rootkontrolpot kry julle dat jy beter sukses het met dit as jy inplantbome het versus beerroots? Dit is 'n baie moeilike ding om vir jou pertinent te antwoord. In groot plekke waar ons baie moes inplant, daar sien jy 'n verskil duidelik. Ja. Maar as jy enkel is, elke 5de ry inplant, kan jy maar enige boom eintlik daar gaan indruk. Daai boom gaan sukkel. Dit is 'n groot bome. Maar okay, maar kan ek nie nou maar net 'n groot boom vat en hom maar gaan inplant nie? Hoekom dat hy nou saam met sy maatjies laat hy size? Ek meen iets soos hierdie besigheid wat jy nou hier kan julle daar sien. Daar's nou 'n lekker dikke, né? Hy's mos nou size, hy gaan mos nou werk. Ou Choppie? Ja, as jy hom in die lewe kan hou. Ja, Want hy's so dik en groot dat daai size boom laat jou sukkel, want hy soek te veel van wat die wortels nog moet in die grond in doen. So voor die wortels nie ordentlik gevestig is nie, gaan hy daai wortels tap. ja. Dis hoekom is baie beter en plant 'n kleiner tipe boompie wat hy het nie baie maintenance van die wortels af nodig nie. So hy trek nie sy haarwortels en daai goed dood nie. Laat jy basies, ek hoor jou wat hy gebruik amper die bietjie wortels wat hy het, gebruik hy amper as sy spens en hy trek hulle half dood. En voordat hy regtig nuwe wortels gemaak kry en aan die gang kom, dan sy dooi hy want Yes, jou kans op sukses om hierdie size grootte boom te plant. Dis nou bome wat nou oorgebly het van laas seisoen, is baie klein. So die bome sal ons nou gaan nou na ouens wat inplant, maar ons gaan hulle baie terugsny. ja, Jy gaan hom sny laat daar omtrent 1/3 van die boom oor is. Daardeur gaan jy bietjie beter sukses kan kry. Maar as jy hom net so gaan plant, dis baie nice. Hy slaat 3 meter hoog, 4 meter hoog. Maar jy gaan hom nie in die lewe gehou kry nie. ek hoor jou. So kort en nie lank is, whatever jy plant, probeer alles dieselfde dan nou basies doen. En ook kry julle op die rootkontrolpots dat hulle almal meer eweredig uit die blokke uitkom versus beerroot het ek al gekry. En dit is, ek meen, dit kan net met cheetahs wees. Nee. Die oomblik as haar seisoen begin, September maand, dan vlieg hierdie een boom weg met 'n spoed en die een agter hom, hy sê lissie, hy kom so 'n maand later eers uit die blokke uit. Ons sien dit redelik oral. En jy gaan dit met as die eerste seisoen van die bome gaan jy dit ook sien. Ja, As jy hom plant, daai eerste seisoen, een gaan wegspring en hardloop soos 'n vlakhaas en die volgende een gestadiger wees. Die seisoen daarna, dan moet hulle almal baie meer eweredig wees. Hulle moet baie meer gelykheid kom. As die Wichitas uitkom en hulle is almal op dieselfde level grond, dis die een gedeelte is op 'n bult en een nog in die laagte nie. Dan moet hulle baie meer gelyk uit die blokke uitkom. en dan weet jy is reg. Yes. Uitstekend. Lardus, dankie baie. Right, so, ek dink die belangrike takeaway hierso is, daai groter is nie altyd beter nie, nê. So, small, medium, large, waarop ook al jy besluit op die einde van die dag, maak net seker dat jy uniforme bome kry. En as jy dan nou nie, want dit is regtig 'n moeilike ding om te doen, jy weet hoe werk die pekanneutbedryf. Probeer om dan in seksies inplant in jou boord, laat jy dieselfde size by size het en dat hulle nie mekaar regtig daar beïnvloed going forward nie. Dit klink so 'n simpel ding, maar basics, né?
ouens wat mielies plant sal weet waarvan ek praat. Luister, as jy belangstel, kom met Molipoop Pekans in kontak en dan gaan hulle vir jou uitsorg met hierdie root control pot bome, linkie bo of hier onder. En ja, dan kan jy vir jou vars pekanetbome kry. Dis die van ons spys af. Tot volgende keer. Groete.